Welkom by hierdie eenheid oor die keuse en toepassing van 'n navorsingsparadigma. In hierdie sessie sal ons ondersoek hoe om 'n paradigma te kies wat ooreenstem met jou navorsingsprobleem, vraag en doelwitte of hipoteses. Ons sal belangrike filosofiese fondamente uit hoofstuk 2, soos positivisme, interpretivisme en pragmatisme, ontleed en wys hoe dit jou algehele navorsingsontwerp beïnvloed. Deur hierdie idees met die praktiese strategieë in hoofstuk 20 te integreer, sal jy leer hoe om 'n samehangende, metodologies deeglike raamwerk te bou wat die geloofwaardigheid en duidelikheid van jou studie versterk. Kom ons verstaan eers navorsingsparadigmas. Die positivisme-paradigma beklemtoon objektiewe meting en steun op kwantitatiewe metodes. Die interpretivisme-paradigma fokus op die verstaan van komplekse sosiale verskynsels deur subjektiewe ervarings. Die pragmatisme-paradigma kombineer kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes om navorsingsprobleme effektief aan te spreek. Byvoorbeeld, wanneer digitale gereedskap in onderwys bestudeer word, is positivisme geskik vir die meting van uitkomste, terwyl interpretivisme onderwyser en studentervarings vasvang. Kom ons kyk vervolgens na die beleining van die paradigma met jou navorsingskomponente. Die navorsingsprobleem en vraag moet ooreenstem met die lens van die paradigma. Positivisme ondersoek oorsaak-gevolgverhoudings, terwyl interpretivisme kontekstuele insigte openbaar. 'n Voorbeeld sou wees om positivisme te kies vir hipotese-gedrewe vrae wat numeriese bewyse benodig, of interpretivisme om opvoeders se ervarings met nuwe tegnologieë te ondersoek. Die doelwitte of hipoteses van jou studie word gevorm deur jou paradigma. Positivisme gebruik hipoteses om veranderlike verwantskappe te voorspel, terwyl kwalitatiewe paradigmas fokus op die verkenning van patrone. Byvoorbeeld, onder pragmatisme kan 'n doelwit die meting van prestasie en die verkenning van leerders se persepsies van digitale gereedskap insluit. Laastens, integrasie en regverdigmaking. Om 'n verenigde benadering te verseker, is die integrasie van jou gekose paradigma met die navorsingsprobleem, vraag en doelwitte hipoteses noodsaaklik. Stel jou paradigma-keuse duidelik en regverdig dit as die beste geskik vir jou navorsing en stem die metodes van data-insameling en analise ooreen met die filosofiese aannames daarvan. In hierdie voorbeeld verduidelik 'n pragmatiese gemengde metodestudie hoe kwantitatiewe data meetbare insigte bied, terwyl kwalitatiewe data kontekstuele diepte bied. Dankie dat u by ons aansluit in hierdie eenheid oor navorsingsparadigmas. Ons het gesien hoe paradigmas die manier waarop navorsing gedoen word, vorm. Dit lei alles van die formulering van u probleem en vraag tot u keuse van metodes en data-analise. Deur die kernparadigmas te verstaan en dit noukeurig met u navorsingskomponente in lyn te bring, kan u verseker dat u studie beide filosofies gegrond en metodologies robuust is. Hou hoofstukke 22 byderhand as verwysings terwyl u navorsingsontwerp verfyn, en onthou, 'n goed gekose paradigma is die fondament van 'n streng en insiggewende studie.